Liewe familie en vriende, 'n hartlike goeiemôre en baie welkom by hierdie geleentheid. Ons sê welkom omdat dit 'n voorreg is om so saam as familie en vriende en gelowiges te wees, om op 'n gepaste wyse te kom afskeid neem van Tannie Koba. Magda, Kasper, Karel, met julle families. Ek wil graag die vrymoedigheid neem om namens Panorama Gemeente en ook die groter Bethlehem gemeenskap vir julle elkeen te sê ons innige simpatie met die heengaan van julle ma, ouma, grootouma. Ons is hier om ook troos te kom vind, te kom ontvang van die Here en dit ook verder in ons lewens te ervaar, wanneer ons vir Tannie Koba gaan groet vanoggend. Mag die Here vir julle harte troos op 'n manier wat net hy kan. Ons gaan begin, net voordat ons gaan begin, wil ek vra dat ons net sal seker maak dat ons selfone op sag geskakel sal wees, dat dit nie vir ons gedurende die diens sal pla nie. Ek vertrou elkeen het so 'n blaadjie ontvang by die deure. Ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees. Die begrafnisbrief. Koba is van ons weggeneem in die ouderdom van 88 jaar en 23 dae. Ons dank ons almagtige Vader vir die voorreg om haar as moeder, ouma en grootouma in ons lewens te hê. Haar hart was oorvol van God se liefde en haar geloof was sterk en standvastig. Haar liefde vir haar kinders, kleinkinders en agterkleinkinders was van onskatbare waarde. Sy het elkeen van hulle met sorg, gebed en onvoorwaardelike liefde omring. En haar lewe het 'n diep en blywende indruk op ons almal gemaak. Ons gaan haar innig mis, maar ons gun haar die ewige rus in die arms van ons Here. Sy sal altyd in ons harte bly leef, totdat ons weer ontmoet. Kom ons sit so, dan gaan ek vir ons voor met 'n gebed. Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om saam te wees vanmôre as gelowiges, as familie en vriende hier om 'n laaste eerbetoon te kom doen vir Tannie Koba. Here, ons kom bid dat U ook vir ons elkeen U troos sal gee vanuit die woord, maar ook 'n nuwe perspektief op die lewe, op ons lewe en ons verhouding met U tydens ons lewe. Here, kom bid dit toe vir die familie, vir elkeen van hulle. Dankie vir die rol wat Tannie Koba in hulle lewens gespeel het. Hulle koester goeie en mooi herinneringe oor haar. En ons bid, Here, dat U ook sal gee dat dit wat goed was in haar, hulle sal neem en hulle lewe sal indra. Dankie dat hulle in haar geloof, opregte geloof, kon ervaar. En liefde en deernis.
Here, ons kom bid dat U ook vir ons sal aanspreek uit die woord vanoggend. Dit is ons gebed. Daarvoor is ons hier en ook met 'n verwagting dat U dit sal doen. Ons vra dit en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan eers 'n lied saam sing. In die blaadjies, lied 212, loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ons gaan dit volg op die blaadjies, daar's 3 verse, kom ons sing 'n loflied vir die Here, vir die lewe van Tannie Koba. Familie, vriende, ek wil graag vir ons op versoek van die familie vanmôre lees uit Psalm 91. Psalm 91, dit wat so 'n geliefde psalm vir Tannie Koba was. Ek lees vir ons. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.
Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en ek sal hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Tot sover uit Psalm 91. Familie, vriende, dit is vir my 'n voorreg om vanmôre hierdie diens te lei van Tannie Koba, die huldigingsdiens vir haar. Sy wat 'n ma vir jou, Magda, Kasper, Karel, 'n skoonma vir haar skoonseuns en dogters was, 'n besondere ouma vir haar kleinkinders en 'n groot ouma, grootjie, goeie vriendin vir baie van ons. Sy is deur die dood van ons weggeneem. Sy is nie meer in die liggaam by ons nie. Prediker 3 vers 2 sê, daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. Dit was vir haar 'n tyd om te sterf. Sy gaan met reg gemis word deur julle elkeen. Julle gaan nog baie terugdink en terugverlang na haar toe. Net die vorige Psalm as die een wat ek gelees het, Psalm 90 vers 10 sê, ons lewe maar 70 jaar, as ons baie sterk is, 80. Dit is vol swaar kry en leed. Ouma Koba het 88 mooi, goeie, geleende genadejare beleef. Het ook haar kwota swaar kry en leed tussen dit alles. Maar tog het sy 'n ryk en 'n vol lewe gehad. Psalm 91, 'n Psalm wat vir Tannie Koba baie naby aan die hart gelê het. Dit kan gebeur dat 'n mens hierdie Psalm net lees soos wat hy daar staan, dat dit by 'n mens kan verbygaan. Dis mooi digterlike woorde, diep simboliek. Maar dit kan by 'n mens verbygaan. Die diep boodskap daarvan, die God van Psalm 91 kan by jou verbygaan. Jy kan hom nie vind nie. Dit kan gebeur. Waaroor gaan Psalm 91? Watter geestelike waarde het Tannie Koba daarin gevind? Daarin ontdek, wat ons ook moet ontdek. Wie is die God wat sy in die Psalm ontdek het? In sy eenvoud is dit 'n aangrypende Psalm. 'n Psalm vol geloofsvertroue op God. 'n Mens sou die boodskap van hierdie Psalm kon saamvat in die woorde dat 'n mens in jou lewe, tydens jou lewe, jou ware skuiling alleenlik by God, die Allerhoogste, die Almagtige, kan vind en moet vind. Ons probeer baie keer skuilings, sekuriteite hier op aarde vind. Dis alarmstelsels en slotte en grendels en hoë heininge ensovoorts, wat natuurlik nie verkeerd is nie.
Of ons probeer partykeer skuilings vind, sekuriteite in finansiële beleggings, wat ook nie verkeerd is nie. Die aardse gawes wat die Here vir ons gee hy daarmee saam ook gesonde verstand, dat ons voorsiening moet maak vir die onsekere tye waarin ons leef. Maar waarin vind jy jou geestelike skuiling? By wie vind jy jou geestelike skuiling? Ons is baie keer so behep met die aardse sekuriteite, dat ons fokus verloor, en baie keer vergeet, dat ons allerbelangrikste geestelike sekuriteit, ons verhouding met God is, om in 'n verhouding met hom te leef, 'n lewe van waardes, opregtheid, toewyding. Die digter van Psalm 91 gebruik 'n verskeidenheid beelde en uitdrukkings wat ontleen is aan daardie tyd waarin hy geleef het, eeue gelede. Hy praat van die voëlvanger se wip, dodelike siekte, gevaar in die nag, pes wat in die donker toeslaan, siekte wat helder oordag verwoesting saai. Dis alles fisiese dinge wat hulle destyds beleef het. Maar daar agter sit ook 'n geestelike boodskap. Geestelike aanvalle, geestelike afdwaal, geestelike ver van God afleef. Ons lewe hier op aarde in die moderne tyd waarin ons is nie minder gevaarlik as in die tyd van die skrywer van Psalm 91 nie. Inteendeel, dit is dalk nog erger. Ons het fisiese uitdagings, bedreigings. Soveel te meer het ons ook geestelike bedreigings, word blootgestel aan 'n klomp aanvalle van die bose, versoekings, bedreigings. Waarin vind jy jou geestelike skuiling? Waarin het Tannie Koba haar skuiling gevind ten diepste? Haar geestelike skuiling. Die evangelie van Jesus Christus wil vir ons sê, in hom, in Christus, is ons veilig by God. Hy is ons skuiling. Hy bevry ons van ons sondeskuld. En ons word heg en intiem verbind aan Christus. So heg en intiem, soos wat Romeine 8 vers 39 sê, niks ons van die liefde van God kan skei nie. Niks nie. Want dan moet jy in 'n verhouding met God leef, elke dag, elke oomblik. Want familie en vriende, dit kan ons met sekerheid weet. Met sekerheid. God is die een. As jy in 'n verhouding met hom leef, hy sal jou beskerm. En daarvoor moet mense bid en vertrou. Want dit was waar vir Tannie Koba se lewe. Psalm 91 het beskryf, presies beskryf, hoe julle ma, julle ouma geleef het. Sy het haar skuiling in die skadu van die Allerhoogste gevind. Sy was baie lief vir die Here, het ek die getuienis gelees. Sy het hom openlik geloof en geprys. Sy het nooit skaam gekry om oor haar geloof te praat nie. Met haar kinders, kleinkinders, selfs vriende het sy altyd van die Here getuig. Maar geloof was eenvoudig, maar dit was sterk. Sy kon bid, en sy het gebid. Sy het geglo die Here sal haar hoor. Vir haar was geloof die vertroue in God, en die aanvaarding dat Christus ook vir haar in sy hand het. En dat sy ook nou by God is, vir ewig lewe.
Want dit is wat Christene onderskei van alle ander gelowe. Dat 'n gelowige wat in Christus sterf, is veilig by God. Het die lewe in al sy oorvloed. Wat 'n genade. Mag die Here vir julle elkeen troos met hierdie woorde uit sy woord. Amen. Ek wil graag vir ons weer 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U wat die opgestane Here is, U graf is leeg, en die wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie. Die dood is dood, die lewe leef. God leef in ons. Here, help ons om anders te kyk na die grafte in die begrafplaas, of die nissies in 'n gedenkmuur. En help ons om met opstandingsoë meer as die graue feite van die verganklikheid te sien. Want Here, U is die lewe. En U het gekom om vir ons die lewe te gee. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Ja, ons sterf na die liggaam, maar ons leef na die gees. Opgestane Here, skenk aan ons die vaste hoop op ons eie salige opstanding. Op 'n toekoms anderkant die graf, die lewe saam met U. Dankie Here dat hierdie toekoms vandag begin en elke ander dag, wanneer ons leef uit U vergifnis en U genade. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Familie, vriende, die familie het my gevra om die bedankings ook voor te hou. Ek lees dit graag, soos wat ek dit ontvang het. Dis vir my 'n voorreg. Namens ons almal wil ons vandag uit ons harte dankie sê. Eerstens dank ons hemelse Vader wat haar vir soveel jare vir ons gespaar het. Ons is dankbaar vir elke herinnering, elke les en elke oomblik wat ons saam met haar kon deel. 'n Opregte woord van dank aan die personeel van die tehuis, waar sy in die laaste dae was, die susters en elke lid van die span wat so mooi na haar omgesien het. 'n Spesiale woord van dank aan Suster Cornet Nel, wat selfs by haar geslaap het, sodat sy nie alleen hoef te wees nie. Jou liefde en deernis sal ons nooit vergeet nie. Ons wil ons dank en waardering uitspreek oor Afpop Bloemfontein en ook Afpop Bethlehem. Vir julle mooi professionele diens en ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Dankie aan elkeen vir elke oproep, die boodskap, 'n blom en 'n gebed van familie en vriende. Dit het ons werklik gedra. En dan sien ek as jy dankie vir my ook, maar dis vir my net 'n voorreg. Vir Tannie Bessie, vir die orgelspel, dan die opregte waardering van die familie af. Ook vir Kapet, met die moeite van die verversings, wat na die ter aarde bestelling hier agter in die konsistorie geniet kan word. Dankie aan Marco en Elmen, dat julle die ambulanskoste gedra het, toe ouma hospitaal toe gegaan het. Dit beteken vir ons baie. Aan Jaco en Jacobi, is dit Jacobi? Julle liefde en bereidwilligheid om ouma in julle huis te neem, toe sy op haar swakste was, getuig van opregte omgee. Dit was nie maklik nie,
maar julle het dit met die soveel sagtheid gedoen, en daarvoor het almal waardering. Dankie vir Cassie en Cornel, vir al die op- en afry, die kos, die medikasie, alles wat julle gedoen het om haar lewe so gemaklik as moontlik te maak. Vir Jan en Magda, julle het haar op haar moeilikste en swakste tyd by julle in die huis versorg. Ook dit was nie altyd maklik nie, maar julle het die pad saam met haar geloop met geduld en liefde. En daarvoor het almal waardering. Dankie vir almal wat van ver af gekom het om vandag hier te wees. Ons waardeer dit opreg en ons glo Tannie Koba sou dit ook opreg en diep waardeer het. En al haar vriendinne van Landwyn, waar sy vir jare gebly het, sy het haar koffietye saam met elkeen van julle baie geniet en waardeer. Hier is 'n woord van dankie aan is dit Franco? François? Franco en Saintjie Pieters en hulle seuns vir die voorsiening van die sand by die graf. En dan is daar net nog 'n boodskap van Casper en Magda. Hulle sê, Karel en Linda, baie dankie dat julle ma in julle huis geneem het, toe sy nie meer alleen kon bly nie. Ons weet dit was nie altyd maklik vir julle nie, maar julle opoffering, toewyding, geduld en liefde sal ons nooit vergeet nie. Julle huis was haar happy place na pa se afsterwe. Linda, spesiale dankie vir jou, vir alles wat jy vir ma gedoen het en in die woonstel behartig het. Karlin, Lenel, Nika, as ook Wikus en Christian, baie dankie vir alles wat julle vir ouma gedoen het en baie vir haar beteken het. Karel, dankie vir alles wat jy deur die jare tot die einde vir ma gedoen het. Ons waardeer dit opreg. Cassie, dankie vir jou hulp die laaste paar weke, vir die lag en die hartseer wat ons saam gedeel het, was 'n voorreg wat nie gekoop kan word nie. Ek is trots op jou en ewig dankbaar. Dankie ook dat jou huis altyd oop was vir my en vir Cornel en Marcus se hulp en opoffering oor my. Dan laastens sê Karel vir Linda net baie dankie. Vriende, familie, ons gaan nou kyk na 'n huldeblyk vir ouma Koba. Kom ons kyk daarna, die foto's, die musiek daarmee saam. Daarna gaan ons slotlied sing, voordat ons dan uitbeweeg vir die ter aarde bestelling by Ethiopië begrafplaas. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, amen.
Amen, amen, amen. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, amen, amen. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah,
I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Dit was goed om na te kyk en na te luister. Dankie vir wie dit ook al saamgestel het. Baie mooi gedoen. Ons gaan nou ons diens afsluit met die sing van O Heer my God. Ook op die blaadjies, lied 464, ons gaan daarvan 2 verse saam sing. Daarna gaan ek die name van die draers lees en vra dat hulle hier voor sal kom staan. En daarna kan ons uitbeweeg vir die ter aarde bestelling by Ethiopië begrafplaas. Die reëling is, Gawie gaan voorry met die lijkswa. Daar gaan nie regtig 'n stoet wees nie. Dit word nie meer gedoen in Bethlehem nie met al die robotte en padwerke ensovoorts. Maar ons gee mekaar so 20-25 minute om daar te kom en dan sal die verrigtinge by die graf begin. Kom ons staan, dan sing ons O Heer my God. Ek vra nou dat die draers hier voor sal kom staan. Casper Bester, 'n seun. Karel Bester, seun. Magda de Benier, 'n dogter. Marco de Benier, kleinseun.
Karlin Bester, kleindogter. En Marcus Bester, 'n kleinseun. Dan ook die 4 slippedraers word gevra om hier te kom staan. Jan Devenier, skoonseun. Jaco Swarts, kleinseun. Ikus Botha, kleinseun, aanstaande. En Christian Skooman, 'n kleinseun, aanstaande. Julle gaan eerste stap uit en dan volg die res van ons, terwyl ons dan ook luister na die Amazing Grace. Al die draers uit, kom asseblief. Familie, vriende, almal kan 'n bietjie nader staan. Goed, familie, vriende. Ons is hier saam om die liggaam van Tannie Koba aan die aarde toe vertrou. By hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons elkeen se hartseer en ons verlies. Ons geloof in die opgestane Here vul ons egter met vrede en met hoop. Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is,
So seker is ons dat die Here vir ons elkeen ook red van die graf en met liefde en ontferming kroon. En dat die Here weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir die lewe van Tannie Koba, haar geloof en vir die bevestiging uit sy woord dat die wat glo sal lewe al sterwe hulle ook. Daarom glo ons dat ons vir Tannie Koba nie oorgee aan die dood nie, maar dat sy nou ten volle deel in die ewige lewe by Christus. Met dit kom ons staan so en dan bely ons geloof in God drie-enig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelse Vader, ons dank U dat ons nou by hierdie geleentheid ook ons geloof kon bely. Mag weet dat 'n gelowige is veilig vir altyd en vir ewig by U. Kom bid, Here, gee ook vir ons elkeen die geloof om aan U vas te hou elke dag van ons lewe. Wees met die familie, die 3 kinders, hulle gesinne, wil U vir ons vashou en dat ons altyd die geloof in U sal behou. Sal weet U is ons God en Vader, vir tyd en vir ewigheid, in dood en in lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Amen.
vriende, dit sy dan ons verrigting hier by die graf af.